Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie maandag die 30ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Psalm 42, vertel ons 'n bietjie heimwee na God. Vir die musiekleier 'n onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na die waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My siel dors na God, sê die woord. Dit laat my dink aan die verhaal waar Jesus by die water gaan sit, by die fontein, en die vrou kom na hom toe, en hy vertel vir haar die storie, en hy sê vir haar dat hy is die lewende water, en wanneer ons die water drink wat hy gee, sal ons nooit weer dors hê nie. Laat my dink aan die verhaal waar Israel deur die see gegaan het, en hulle kom by Mara, en die water is bitter. En toe Moses die hout in die water gooi, word die water soet. Die water wat uit die rots gekom het, die lewende water, is ons Jesus Christus. So sê die skrywer van Psalm 42, my siel dors na God. My en jou siel is ook veronderstel om te dors na die lewende woord van God, Jesus Christus. My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Ons voel ook baie kere dat ons bid en die Here hoor ons nie. Ons roep uit en dit voel vir ons of die Here ons nie roep nie. In ons binneste, die dors wat ons kry is, waar is ons God? Waar is ons Christus? Waar is ons Verlosser? Ons voel soms so, maar hy is daar. En ek dink partykeer is hy maar net stil, omdat hy wil hê, ons siel moet dors na hom, ons moet 'n groter en 'n meerdere begeerte kry, om hom te soek. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Dit is maklik en lekker wanneer ons die Here dien, en ons is in 'n feesvierende gemoed, en ons jubel en juig, ons roep uit met blydskap, en ons dien ons Here met die liefde in ons harte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my hoop? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my. Daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van U waterstrome. Ja, dink net daaraan. Die lewende woord is soos waterstrome. Waterstrome wat ons tot in die gebeendere moet vul. Sal U bare en U golwe, al U bare en U golwe, het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees. 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Jy weet toe die water uit die rots uitkom, die lewende water wat die Israeliete gevoed het. Jesus is ons rots. En net deur ons rots kan hy ons siel versadig deur die lewende water vir ons te gee. Die lewende woord wat in ons moet instroom. Die lewende water wat in ons moet lewe. So moet die woord van ons God, die woord van ons Christus, die evangelie wat hy vir ons gee, in ons huisves, maar ook in ons lewe. Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking?
met 'n doodsteek in my. As hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Moet nooit opgee nie. Al sê die mensdom, al sê jou vriende, al sê jou familie, al sê wie ook al vir jou, waar is jou God? Moet jy weet in jou siel, dat hy wat vir jou die lewende water gee, is nie ver nie. Want so sê Psalm 40 ook, wel geluksalig is hy wat op die Here vertrou. Ons sal nie moeg word nie, ons sal nie afgemat word nie, want ons weet, die Heilige Een op wie ons vertrou, op wie ons hoop, hy is naby. Al voel hy soms ver, maar soms wil hy net hê, ek en jy moet ook 'n bietjie self leer wat reg en verkeerd is. Terwyl ons op hom hoop, weet ons hy is naby. Maar soms moet ons bietjie ons vingers brand om te weet, ons moet nie iets weer doen nie. Om te weet, ons moet die regte besluite maak. Net soos dat 'n vader sy kind partykeer moet los, sodat hy self moet leer hoe om te wandel in die lewe, net so dat God ons ook vrystap op sommige tye. Moenie jou hoop verloor nie, want jou verlosser is nie ver nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe week, Here. Dankie dat ons op hierdie maandag 'n nuwe week kan ingaan. Dankie, Here, dat U ons nog steeds die begeertes van ons harte laat voortlewe, Here. Dankie dat ons hoop op U kan plaas. Dankie dat U die lewende water in ons laat stroom, omdat ons weet ons hoop is in U. Dankie, Here, vir 'n nuwe dag. Dankie vir die liefde wat in ons kan borrel. Dankie vir die begeerte om na U te soek, om U woord te deursoek, omdat ons weet, U is die een op wie ons kan vertrou. Al gaan ons in 'n dal van doodskade, weet ons hoef geen onheil te vrees nie, want U stok en U staf is met ons. Vader, ek vra, Here, dat U elkeen wat bietjie afgedwaal het, 'n begeerte sal gee, dat hulle sal wakker word, Here, dat hulle hoop weer sal terugplaas in U, dat hulle nie sal kyk na die wêreld nie, Here, nie sal luister wat ander mense sê nie, maar dat hulle hoop terug sal plaas in U, dat hulle omkeer sal maak, Here, en weet dat U krag is by hulle. Dankie, Here, vir die liefde en genade. Dankie dat ons op U kan hoop, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat die lewende waterstrome in jou kan opborrel. Moenie mislei word nie. Groete.